Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 9 Junie. Job. Wanneer terugslaa in Bybelkarakters se lewens ter sprake kom, dink mens gewoonlik heel eerste aan Job. Nie net verloor hy al sy rykdom in Job 1 vers 14 tot 17 nie, maar ook al sy kinders in hoofstuk 1 vers 18 en 19 en sy gesondheid in hoofstuk 2 vers 7. Om alles te kroon, probeer sy vrou hom so ver bring om God te vervloek en dan maar dood te gaan in hoofstuk 2 vers 9. Met verloop van tyd kom sit 3 van Job se vriende by hom. Toe hulle sien hoe hy lyk, was die mans vreeslik geskok. Derhalwe sit hulle 7 dae lank by hom, maar spraak geen sprook nie. Hoofstuk 2 vers 13. Toe hulle uiteindelik tot verhaal kom hulle met allerhande mensgemaakte redes ter verklaring van sy teëspoed vorendag. Ongelukkig vererger hulle net arme Job se lyding daarmee, want die 3 vriende blameer hom. Volgens hulle het Job een of ander onbelyde sonde, soos gelees in hoofstuk 8, 11 en 15, en hulle sê vir hom in hoofstuk 18 vers 21, so sal dit gaan met die huis van die slegte mens, so sal die plek lyk van 'n mens wat nie vir God erken nie. Hoe het Job hierop reageer? Ons lees Job 19 vers 23 tot 27. Ag, mag my woorde tog maar opgeskrywe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word, met 'n ystergriffel en lood vir altyd in 'n rots ingekap. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou my ten goeie en my oë en geen vreemde nie sal sien. My niere versmag van verlange in my binneste. Ons lees ook Job 23 vers 8 tot 12. Kyk, ek gaan na die ooste, en hy is nie daar nie, en na die weste, maar ek bemerk hom nie. As hy in die noorde werk, aanskou ek hom nie. Buig hy af na die suide, dan sien ek hom nie. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Aan sy voetstap het my voet vasgehou, sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyd nie. Van die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. Job 23 vers 8 tot 12. Ten spyte van die tragedie wat hom vanuit elke denkbare oord getref het, asook die feit dat hy nie 'n rede vir al daardie teëspoed kon identifiseer nie, bly Job getrou aan God. Hy hang die Here steeds aan. Job het God nie blameer of vervloek nie. Om die waarheid te sê, let op Job se oortuiging toe die versoeking kop uitsteek om God te blameer in Job 1 vers 21 wat lees: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Net so bevind ons in dieselfde stryd. Satan besoek ons ook met pyn, lyding, verlies en swaar kry. Dit is alles deel van sy plan om ons 'n verdraaide beeld van ons liefdevolle God te gee. Wanneer hierdie dinge ons tref, kan ons op een van 2 maniere reageer. Ons kan die Here blameer en verwerp, of ons kan hom met ons hele wese aanhang. Hoewel hierdie stryd oral om ons woed, moet ons die volgende in gedagte hou: dat alle teëspoed en terugslag teen die lig van die ewigheid beskou moet word. Dit wil sê dat hierdie probleme en beproewinge net tydelik is. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê vir ons: Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons
'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Ons beleef bloot 'n paragraafie in 'n storie wat aansienlik groter as ons onmiddellike situasie is. Die grootste uitdaging vir die gelowige is dus om in die donkerste tye wel op die Here te vertrou. In vele opsigte het die Here reeds aan ons getoon dat sy liefde 'n werklikheid is. Aan hierdie uiters belangrike waarheid, dat God ons wel liefhet, moet ons vasklou, selfs wanneer dit lyk asof die teendeel waar is. Gaan jy tans deur 'n moeilike tyd? Gaan soek toevlug by die Here. Neem nou jou Bybel en 'n notaboek en bring tyd saam met die Here in die natuur deur. Skryf Romeine 5 vers 3 tot 5 in jou notaboek neer. Bekyk die onderskeie boodskappe wat in hierdie skrifgedeelte oorgedra word. Doen dit met die geloof dat die liefde en sorg wat God vir jou het, die sekerste en stabielste faktor in jou lewe is.